Welkom graad 11. Ons gaan begin met vektore. Omdat vektore so groot hoofstuk is, gaan ons hom opbreek in 3 tot 4 verskillende lesse. In vektore 1 gaan ons begin met die basiese teorie en ons gaan vektore optel deur middel van berekeninge. Ons fokuspunt sal die eksamenriglyne wees. Dit sal vir ons presies sê wat moet ons doen en hoe ons dit moet toepas in die eksamen. Die doelwit vir vandag se les is om 'n resultant te bepaal deur die komponentmetode. Kom ons gaan kyk na 'n bietjie teorie. Wat is 'n vektor? 'n Vektor is 'n fisiese hoeveelheid met grootte en rigting. Onthou, 'n skalaar is slegs 'n fisiese hoeveelheid met geen rigting by nie. 'n Resultant? 'n Resultant is die vektorsom van 2 of meer vektore saam. Dit wil sê 'n enkele vektor wat dieselfde effek het as 2 of meer vektore saam. So in 'n resultant gaan ons begin vektore optel. Kom ons begin by die eerste voorbeeld waar ons 2 vektore sal optel wat loodreg teenoor mekaar is. So in hierdie voorbeeld het ons 2 studente wat 'n boks trek. Die kragte van elkeen wat toegepas word op hierdie boks word in die skets aangedui. So die vraag is: bepaal of bereken die resultant. Soos ons kan sien, is hierdie 2 vektore 90 grade van mekaar af. So ons hoofdoel is om Pythagoras te gebruik. So dis nie vir ons nodig om hierdie vektore in komponente op te breek nie. Ons kan dadelik begin met die formule van Pythagoras, waar die totale x-komponent 55 Newton na links is en die totale y-komponent 85 Newton opwaarts is. Jy kan dit net so in jou sakrekenaar indruk en om dan die vierkantswortel te gebruik vir die totale krag van 101,24 Newton. In hierdie geval is daar 'n rigting betrokke, maar ons gaan daaraan raak in les 2. In hierdie voorbeeld het ons presies dieselfde kragte as die vorige voorbeeld, maar daar's nou 2 addisionele studente. Die vraag bly steeds: bepaal of bereken die resultant. Weereens is dit nie vir ons nodig om die vektore in komponente op te breek nie. Ons kan net Pythagoras gebruik, maar ons moet nou weer eens die totale x-komponent kry en die totale y-komponent. In hierdie geval is dit nou bietjie moeiliker want die 55 Newton is nie al krag wat in die x-rigting toegepas word nie. Daar is ook 'n 65 Newton in die teenoorgestelde rigting. So, ons begin nog steeds met Pythagoras se formule, maar die totale x-komponent is nou 10 Newton na regs. En ons totale y-komponent is nou die 85 Newton plus die 60 Newton wat 145 Newton opwaarts is. Nou kan ons dit in Pythagoras insubstitueer en die resultant kry van 145,34 Newton. Onthou, weer eens is hier rigting betrokke. Ons kan tan van theta gebruik, maar ons gaan dit in die volgende les doen. Kom ons gaan kyk weer na 'n bietjie teorie. Wat gebeur as vektore nie loodreg teenoor mekaar is nie? In ons vorige 2 voorbeelde was beide van daai vektore of almal van daai vektore loodreg teenoor mekaar. Die antwoord is: ons moet dit opbreek in komponente. Kom ons probeer 'n voorbeeld om 'n resultant te bepaal waar die kragte nie noodwendig loodreg teenoor mekaar is nie. Onthou, ons hoofdoel is om steeds Pythagoras te gebruik. En om Pythagoras te gebruik, benodig ons 'n totale Rx-komponent en 'n totale Ry-komponent. So ons moet al hierdie vektore opbreek in komponente om 1 x-komponent en 1 y-komponent te kry. So die 5 Newton het net 'n x-komponent. Die 3 Newton het egter 'n x en 'n y-komponent. En die 12 Newton moet ons ook opbreek in komponente van hy het 'n x-komponent en 'n y-komponent. Kom ons begin om nou eers die totale x-komponent te kry van al hierdie kragte saam. Die 5 Newton krag werk net in die x-rigting in. So sy Fx is 'n totaal van 5 Newton na regs. Die 3 Newton krag kan opgebreek word in komponente uit 'n x-komponent en 'n y-komponent. Ons gebruik die hoek na die x-as, so die 30 grade. En sy x-komponent is 3 Newton cos van 30, so ons kry 2,60 Newton na regs. Jy sal sien albei hierdie kragte werk in die positiewe x-rigting in.
Die 12 Newton krag kan ook opgebreek word in komponente. So ons gebruik 12 kos 30 en dan kry ons 'n krag van 10,3 Newton na links. Wanneer ons al hierdie kragte saamtel, sal jy sien die rooi en die blou krag werk na regs en ons groen krag werk in die teenoorgestelde rigting na die linkerkant toe. En dan kry ons 'n totale krag van 2,79 na links. Nou gaan ons na die y-komponente kyk. 5 Newton werk glad nie in die y-komponentie, maar 4 Newton het 'n y-komponent. Die hele 4 Newton werk net in die y-komponent in. Ons weet al dat die 3 Newton ook 'n y-komponent het. Ons het klaar die x-komponent bereken. So nou gaan ons sê 3 Newton sin van 30. En hy werk na die afwaartse rigting toe. Die 12 Newton het ook 'n y-komponent na af. So dit gaan wees 12 sin 30 en dan kry jy 'n krag van 6 Newton afwaarts. As ons nou die y-komponente optel, sal jy sien die rooi krag werk opwaarts, die blou en die groen krag werk afwaarts. Daarom sal hulle negatiewe rigtings hê en jy kry 'n totaal van 3,5 Newton afwaarts. Nou kan ons Pythagoras gebruik want ons het nou 'n totale x-komponent en 'n totale y-komponent. So ons hoofdoel bly nog steeds om Pythagoras te gebruik. Nadat ons 'n totale x-komponent en 'n totale y-komponent het, het ek dit insubstitueer in die Pythagoras formule. So nou het ons 'n x-komponent wat 'n totaal is van 2,79 na links en die totale y-komponent wat 3,5 Newton afwaarts is. Ek het daai negatiewes voor die rigtings gesit wat nie altyd reg is in die eksamen nie, maar net om vir jou aan te dui wat die rigting vir nou is. So ons het 'n negatiewe x-komponent en 'n negatiewe y-komponent wat afwaarts wys. So nou het ons 'n resultant wat in daai rigting is. So met die behulp van Pythagoras kan ons sien dis 4,48 Newton en in die volgende les gaan ons die rigting van daai resultant bepaal. Ons volgende les sal ook die optel van vektore in die grafiese metode insluit. Jy het egter 'n gradeboog nodig, so kry so lank een gereed. Mooi bly!